Ek wil vanoggend met u praat oor die dae van die Here. Ons is aan die einde van die jaar. Nog 'n jaar het verby gegaan. 2017 is oor 'n paar uur vir ewig verby. Lê op sy rug. En al wat dan gaan oorbly van hierdie jaar is herinneringe en belewennisse wat ons deur die jaar ervaar. Party was goed en mooi gewees. En ander was dalk nie so goed en nie so mooi gewees nie. Maar die feit bly staan, die jaar is verby. Môre is 'n nuwe dag en 'n nuwe jaar waarin ons ingaan en wat vir ons voorlê. Dalk het party van ons mooi voornemens. Party van ons het dalk beloftes wat ons aan onsself gemaak het of dalk aan ons geliefdes. Dalk is ons opgewonde oor die nuwe dag en oor die nuwe jaar. Dalk is ons nie so opgewonde nie. Maar die feit bly staan dat 'n nuwe dag en 'n nuwe jaar is op hande, 2018. Wie het nog gedink ons gaan eendag in die 20's ingaan, nee. 2018. Maar op die kalender van die Here is daar ook nuwe dae, nuwe tydperke wat aanbreek. En ek wil graag vanoggend so bietjie net op hierdie oujaarsdag daaroor praat. En onthou, as ons die Bybel lees dan sê die Bybel vir ons dat een dag is vir die Here soos 1000 jaar. En 1000 jaar is vir hom soos een dag. So een dag vir die Here is eintlik 'n tydperk vir ons. Aanbreek van 'n tydperk. Nou die eerste dag op die kalender van die Here wat ons van lees in die Bybel, kry ons in die boek van Genesis. Genesis hoofstuk 1 vers 1 en 2 sê: In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed. En die Gees van God het gesweef op die waters. So die Bybel sê dat die Here God is die skepper van alles. Hy het in die begin alles geskape. Die hemele, want eintlik is daardie woord hemel in die Hebreëse taal meervoud. So die hemele en die aarde het hy geskape. Maar dan sê die Bybel dat die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed. Maar te midde van hierdie woestheid en te midde van hierdie leegheid en van hierdie duisternis het die Gees van God gesweef op die waters. En die Here God het die hemele en die aarde en alles wat daarop is geskape en tot stand gebring en dit georden en herstel en die skepping tot stand gebring. So die eerste dag op die kalender van die Here is die dag van die skepping. Die dae wat die skepping plaasgevind het. God alles geskape het en die Bybel sê dat dit wat God geskape het was baie goed. Dit was 'n goeie dag en 'n nuwe dag. En dit is van kardinale belang dat u en ek dit sal glo. Dat ons dit sal aanvaar en sal bely en sal erken dat die Here God is die skepper van alle dinge. Daar was 'n dag wat God geskep het. Baie mense ontken hierdie waarheid. En jy weet daarvan. Praat van allerlei ander teorieë van hoe die aarde ontstaan het in die hemele, maar dit moet deel wees van my geloof. Dit moet deel wees van my belydenis. Daar's 'n dag wat die Here God geskep het.
Hy is die skepper van die hemel en die aarde, maar hy is ook die skepper van die mensdom. Want die mens het nie deur 'n babbejaan gekom nie, né? Of 'n aap, of wat, ek weet nie eens waarvan praat hulle nie. Die skepper van die mensdom, die Here God het vir my en vir jou geskep, en daar was 'n dag wat hy dit gedoen het. Die tragiese egter is, dat sonde het toegetree tot hierdie skepping. En die mensdom besoedel en die skepping besoedel en beskadig. En weer eens het duisternis in die mensdom en in die gees van die mens ingekom. Maar 'n tweede dag het aangebreek op die kalender van die Here. En die Bybel praat van hierdie dag as die dag wat die Here gemaak het. Ons lees in Psalm 118 vers 24. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Vriende, daar is 'n dag wat die Here gemaak het. 'n Dag waaroor ons moet juig, moet opgewonde wees, moet op en afspring van blydskap en vreugde. Nou wat is hierdie dag? As ons bietjie verder gaan teruglees, Psalm 118 vanaf vers 22 tot 24 sê, die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. So die dag wat die Here gemaak het, is die dag toe die bouers die steen wat vir ons 'n hoeksteen geword het, toe die bouers hom verwerp het. En die Here Jesus praat van hierdie selfde gedeelte in Matteus 21 vers 42 waar hy sê, Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy, luister wat sê Jesus, die vorige Psalm het gesê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Dit het van die Here gekom. Né? Jesus sê, hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Hierdie hoeksteen, hierdie steen wat die bouers verwerp het, sê Jesus, is 'n hy. Dit is homself. Hy praat vir homself. In Handelinge 4 vers 10 tot 12 staan daar, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasarener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Vers 11 sê, hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. So die dag wat die Here gemaak het, is 'n splinter nuwe dag vir die mensdom, want dis die dag van verlossing, van redding, van saligheid, wat na die mensdom toe gekom het. En hierdie dag is Jesus Christus gebore. Het hy vlees geword deur die maagd Maria. En hierdie dag het hy gelewe en gewandel en bedien onder die mense in die krag van die Heilige Gees as die seun van die mens. En hierdie dag is hy gekruisig. En het hy gesterwe en is hy begrawe. En het hy weer opgestaan uit die dode en lewend geword om te lewe tot in alle ewigheid. En hierdie dag is hy opgeneem in die hemele. En sit hy nou aan die regterkant van God die Vader waar hy verhoog is. En in hierdie dag het hy sy Heilige Gees uitgestort en hom aan sy kerk gegee. In hierdie dag is die dag waardeur u en ek 'n nuwe skepping in Jesus Christus kan word. Waarin ek wedergeboorte deelagtig kan word. Dit is hierdie dag wat elke mens moet ervaar en moet beleef, want hierdie dag is die dag wat ons hemel toe vat, sodat ons die ewige lewe kan hê, die dag wat die Here gemaak het. Indien ons hierdie dag nie beleef nie, vriende, sal ons nooit die ewige lewe kan beerwe nie. Maar voortvloeiend uit hierdie dag, het die Here nog 'n dag
gemaak vir die wedergebore mens. Let wel, die eerste dag is die dag wat God die hele mensdom en die hele aarde geskaap het. Elke mens is daarbij betrokke. Die tweede dag is die dag wat die Here gemaak het van elke mens, sodat elke mens gered kan word, die saligheid deelagtig kan word en die ewige lewe kan beerwe. Maar die derde dag is die dag vir die wedergebore mens. En die Bybel noem hierdie dag die dag van die rus van die Here. Ons lees in Hebreërs 4 vers 3, want ons wat geglo het, gaan die rus in. Die dag van die rus van die Here is vir gelowiges, is vir wedergeborenes. Want ons wat geglo het, gaan die rus van die Here in. Ons lees in Hebreërs 4 vers 6, terwyl dit dan so is dat sommige daarin gaan, in hierdie rus, en diegene aan wie die evangelie is verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Met ander woorde, hoe word hierdie dag aan my voorgehou? Deur die verkondiging van die evangelie. Daar word gestaan, en diegene aan wie die evangelie is verkondig is. So deur die verkondiging van Jesus Christus, van die dag wat die Here gemaak het, wat ons nou net van gehoor het, deur die verkondiging daarvan, moet ek in die geloof dit aanneem, deel maak van my wedergeboorte ervaar, en gehoorsaam word aan die Here. Dan sal ek daarin gaan. Party het deel aan hierdie dag, en gaan daarin, in die rus van die Here. Maar andere, wat ook die evangelie gehoor het verwerp, en dit nie gehoorsaam, en ongelowig is, sê hy, sal daar nie ingaan nie. Ek nie deel daarin. En die Bybel noem hierdie dag van die rus van die Here, noem hy vandag. Met ander woorde, dit is elke dag. Ons lees in Hebreërs 4 vers 6 en 7, terwyl dit dan so is dat sommige daarin gaan, en diegene aan wie die evangelie verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag. God bepaal 'n dag, 'n sekere dag. En dan sê hy, naamlik vandag. Die dag wat God bepaal het, dat ek en jy in die rus van die Here moet leef en wandel en ingaan, is vandag. En dan haal hy 'n skrifgie en hy sê, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. So die Here God het bepaal, dat gelowiges en die wat gehoorsaam is aan die evangelie, dat hulle in die rus van die Here sal ingaan, vandag. Met ander woorde, elke dag wat ek my oë oopmaak en lewe, is die dag waarin ek moet ingaan in die rus van die Here. En hoe gaan ek in hierdie rus in? Hy sê, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Met ander woorde, God die Heilige Gees is elke dag by ons, is elke dag in ons. In diegene wat die dag wat die Here gemaak het, en alles wat daarmee gepaard gaan, Jesus Christus en sy lewe aanvaar het, deel gemaak het van my gees, van my lewe en van my leefstyl. Sulke mense het die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees elke dag binne in ons en by ons. Hy is daar om my te leer, hy is daar om my te onderrig, uit die woord van die Here dit vir my oop te breek, en die wil en die wee van die Here aan my te openbaar, sodat ek dit kan aanvaar en daarin kan lewe en wandel. Hy is daar om die gedagte van die Here en die hart van die Here ons bekend te maak, en ons te help om daarin te leef en te wandel in dit wat die Here God behaag. Daarom praat die Heilige Gees elke dag met die wedergeborene.
op verskillende maniere. Wanneer ek my hart en my gees vir hom oopmaak vandag, om te luister en te aanvaar en aan te neem en te glo en te doen en uit te leef, wat hy in my meedeel en van my leer, dan wandel ek in die rus van die Here. Dan is hierdie dag 'n werklikheid in my lewensomstandighede. Maak nie saak, te midde van watter omstandighede, watter situasie ek ook al is nie. Dalk is ek nie in sulke goeie omstandighede nie, dalk is ek in vervolging of in probleme, maar die heerlikheid in my gees is dat ek weet dit is in die middel van God se wil en ek kan dit uitleef en ek kan daarin staan. Daarom vandag as ons die stem van die Heilige Gees hoor, moet ons harte nie verhard nie, maar luister en doen, sodat ons in die rus van die Here kan leef en daarin kan wandel. En dan is daar nog 'n laaste dag. Die Bybel noem dit die groot en deurligtige dag van die Here. Die dag wanneer die einde van alles gaan aanbreek. Ons lees in Sefanja 1 vers 7. Swyg voor die Here, want die dag van die Here is naby. Want die Here het 'n offer berei, sy gaste geheilig. Die dag van die Here is nou nog nader as toe die profeet Sefanja dit uitgeroep het. Is nog nader as toe Paulus en Petrus en die apostels van die Here Jesus in die eerste eeu dit uitgeroep het. Die groot en deurligtige dag, en hy sê net sy gaste geheilig. Daar gaan sekerlik 'n einde kom aan alle dinge wat gekoppel is aan hierdie tyd en aan hierdie aarde waarin jy en ek staan en leef. 'n Dag wanneer die Here gaan terugkeer op die wolke. 'n Dag wanneer die einde van die tyd sal aanbreek. En dan sê die Here, ek het vir my 'n offer voorberei, 'n maaltyd, en ek het my gaste geheilig. Daar gaan geheiligde gaste wees by die offermaal wat die Here voorberei het op hierdie groot en deurligtige dag van die Here. En die vraag is net, gaan ek en jy deel wees van daardie geheiligde gaste? Gaan ons deel hê met blydskap aan hierdie heerlike en besondere dag en geleentheid? Want hy gaan verder. Die Here gaan verder en hy sê in Sefanja 1 vers 8 en 9. En op die dag van die offer van die Here, let wel, hy sê, ek het vir my 'n offer voorberei, my gaste geheilig. Op hierdie dag, want dis die dag van die groot en deurligtige dag van die Here, sê die Here, sal ek besoeking doen oor die vorste en die prinse en oor almal wat uitlandse klere dra. Ek sal besoeking doen oor almal wat oor die drempel spring, wat die huis van hulle Here vul met geweld en bedrog. So die Here sê, daardie dag gaan daar 'n oordeel wees. Die oordeel gaan gevel word oor alle mense wat van alle tye en alle eeue geleef het. Een Engelse vertaling sê, I will punish the leaders and the royal sons. I will punish those who dress up like foreign priests and priestesses, who introduce pagan prayers and practices. And I will punish all who import pagan superstitions that turn holy places into hellholes. En ongelukkig kom dit in die kerk van die Here ook voor. Superstitions, pagan prayers, practices. Mense wat verkeerd gekleed is. God sê, ek gaan hulle straf. Diegene wat my verwerp en wat my nie met 'n volkome hart dien en vrees. Die wat nie bekleed is, soos ek wil hê moet bekleed wees met die klere van my geregtigheid. Liewe vriende, as ek en jy wil deel wees van die verloste skaar, dan sing ons 'n liedjie, as die rol daarop gelees
En as daardie rol afgelees word, gaan jy daar wees, of jy nog gered is of nie. Maar as jy gered is, as die eerste 3 dae deel is van jou lewe, gaan jy in die heerlikheid van die Vader. Dan gaan daar die nuwe heerlike môre, en daar die vreugdevolle nuwe dag, vir jou 'n dag van heerlikheid wees. Jy sien, as hierdie eerste 3 dae nie onlosmaaklik deel is van my lewe nie, deel is van my wandel en my handel voor die Here nie, gaan ek die groot en die ligtige dag van die Here vrees, gaan dit vir my wees. Die Here God as skepper, die Here God as Vader in my lewe, uit wie ek voortkom, die Here God as verlosser en redder en saligmaker, die Here God as iemand my leer, my onderrig, my lei, in elke omstandigheid en elke aspek van my lewe, sodat ek in sy rus kan wandel en leef. Dan is hierdie laaste dag, die groot en die ligtige dag van die Here, vir my 'n besondere dag en 'n geleentheid, want ek kan aansit as die bruid aan die bruilofsmaal van die Lam. Amen. Ek wil graag vanaand, wanneer ons middernagdiens gaan hou, wil ek bietjie meer hieroor praat. En ek wil ook dit van die Here in my hart, wat ek beleef, wat die Here ons moet gereed maak vir hierdie jaar. Wat ek aan u oordraag. Kom ons bid saam. Vader, ons eer u, dat ons in 'n nuwe dag kan ingaan. Net soos ons aan die einde van die jaar staan en 'n nuwe jaar ingaan, so het u ook vir ons 'n nuwe tydperk gegee. Sodat ons kan deel wees van hierdie ewige heerlikheid en genade wat u vir ons instoor het. Ons loof en ons prys. Ons dankie vir u liefde en vir u genade. Seën ons dan nou in hierdie dag verder en vanaand as ons by mekaar kom, dat dit ook so die heerlikheid sal dra, soos u vanoggend ook gesê het.